Dankie vir hierdie nuwe môre, dankie vir elke sonskyndag. Dankie dat U my trou bewaar deur elke donker nag. Dankie vir die natuur daar buite, dankie vir elke boom en blom. Dankie vir al die goeie gawes wat van U afkom. Dankie dat ek gesond kan wees, Heer. Dankie dat ek kan speel en lag. Dankie vir kos en klere en vir elke dag se krag. Dankie dat U my lief het, Jesus. Dankie dat ek aan U behoort. Dankie dat ek kan vashou aan die waarheid van U woord. Loof en prys Hom, loof en prys Hom, Jesus Christus Heer. Loof en prys Hom, loof en prys Hom, voor Hom buig ek neer. Kyk die Lam van God, Hy het sy lewe gegee. Kyk die Lam van God, net Hy bely ek as Heer. Loof en prys Hom, loof en prys Hom, Jesus Christus Heer. Loof en prys Hom, loof en prys Hom, voor Hom buig ek neer. Loof die Lam van God, Hy is die bron van my krag. Loof die Lam van God, op Hom alleen sal ek wag. Loof en prys Hom, loof en prys Hom, Jesus Christus Heer. Loof en prys Hom, loof en prys Hom, voor Hom buig ek neer. Prys die Lam van God, Hy wat nou heers op sy troon. Prys die Lam van God, Hy wie ons ewig sal woon. Loof en prys Hom, loof en prys Hom, Jesus Christus Heer. Loof en prys Hom, loof en prys Hom, voor Hom buig ek neer. Toebelate, loof die Here, almal op die hele aarde kom en dien die Here met gejubel, kom voor Hom en prys sy heilige naam. Gaan sy tempel in met vreugde, juig en sing, kom dank die Heer, want aan sy liefde is geen einde. Loof die Here almal saam. Jubilate, loof die Here, almal op die hele aarde kom en dien die Here met gejubel, kom voor Hom en prys sy heilige naam. Gaan sy tempel in met vreugde, juig en sing, kom dank die Heer, want aan sy liefde is geen einde. Loof die Here almal saam. Ons wy onsself aan Christus toe, aan Hom ons Redder Heer. Laat hy
ons lof en eer ontvang, die koning wat regeer. Hy het ons met sy bloed gekoop en maak van ons sy kerk. Ons wil hom met ons gawes dien, met blydskap vir hom werk. Sy liefde so oneindig groot, laat ons eerbiedig buig. Dit dring ons na die wêreld toe, waar ons sal moet getuig. Laat ons gehoorsaam aan sy woord, ook daar betrokke raak. Met omgee en deur diensbaarheid, sy liefde sigbaar maak. In die hemel is die Heer en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters druis sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof wat U regeer. Miljoene in gereedheid is die engele om sy troon, verbuister in sy sieraad en die weelde van sy kroon. Daar is mag in sy woord, soos die waters druis sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof wat U regeer. Die driemaal heilig is Here, wat was en is en kom. Hy is die Alpha en Omega, almagtig en verhewe. Daar is mag in sy woord, soos die waters druis sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof wat U regeer. U regeer. Ek soek U, o God, my God, en dors na U God. Soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees. As ek saans aan U dink, my God, oor die pyns in die nag, dan weet ek U help my, U hand ondersteun my. Ek wil naby U bly, ek wil naby U bly. Want die liefde is meer werd as die lewe. Daarom sal ek U vir altyd prys. My hande ophef om U naam te eer. Want U is die Heer vir wie ons lewe, lewe, lewe. Ek soek U, o God, my God, ek dors na U God. Soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees. As ek saans aan U dink, my God, oor die pyns in die nag, dan weet ek U help my, U hand ondersteun my. Ek wil naby U bly, ek wil naby U bly, ek wil naby U bly.
ons onsself verloor, want so kan ons aan ander ons Heerser liefde toon. Is daar 'n blyer boodskap, wat kan ons meer verwag? Wie met die Here sterwe, herleef ook deur sy krag. Wanneer die Here Jesus weer eendag terug sal kom, kom hy bekleed met luister, met engele rondom hom. Dan kom hy om te oordeel oor dade goed en kwaad. Volg jy hom dan gehoorsaam en hom met woord en daad. Nou dis vir my baie lekker om nou met julle te kan kom praat en dis vir my 'n bietjie 'n vreemde gevoel om vir julle almal te of voor julle almal te kom praat en vir julle te kom preek, want julle moet nou weet ek was nie te lank terug nie, net so jong soos julle, en toe het ek met my fiets al rondom hierdie kerk gejaag. En hierdie sement het mos sulke riffies in en hy maak so tidip, soos wat jy omjaag. So ek het hier groot geword en dit was vir my vreeslik lekker. En nou sien ek baie van my juffrouens, ek sien daar's juffrou Marissa wat vir my se B gegee het en jy sien 'n hele paar. So vir my is dit baie vreemd om nou vir hulle te kom preek. Maar so right, ek sal vir hulle preek man. Nou, julle wonder seker, wie het ek nou vandag saamgebring? Dit is nou die groot vraag. Ek het dit oorweeg om nou nie vir julle te sê nie, maar ek sal tog maar vir julle sê. Sy naam is Probeerbeer. Probeerbeer. Het julle hom? Probeerbeer. Want Probeerbeer is baie snaakse karakter en hy het 'n baie spesifieke werk. Nou hy's gewoonlik nie so los nie. Gewoonlik is hy hier in die middel van my kop en dis eintlik die eerste keer wat ek hom vanoggend sien. Wat ek nou weet hoe hy lyk. Maar gewoonlik is sy stem net in my kop en ek hoor hom die hele tyd soos wat ek aangaan my lewe. En julle sal nie glo nie, van die eerste dag wat ek hierdie wêreld gesien het, hoor ek Probeerbeer se stem in my kop. En Probeerbeer het net een doel. Hy probeer om my op myself te laat fokus. Hy wil hê ek moet op my eie goeders fokus, dit wat vir my belangrik is. So daai dag toe ek uitkom in hierdie wêreld nê, die eerste ding toe sê Probeerbeer vir my, "Joh, is hom nou koud en ongemaklik en ons is 'n bietjie honger. Ek dink jy moet skree." En toe begin ek te skree. Julle kan ons nou dink. Toe skree ek, ou maat. En toe sê ek vir my ma, "Ek soek nou kos. Ek wil nou vasgehou word. Ek soek nou aandag." En Probeerbeer sê vir my, "Dis reg. Dis 'n goeie plan." En so het dit aangegaan. Soos wat ek nou 'n bietjie groter word, het hy my, hy het my baie in die moeilikheid laat kom. Daai kere wanneer mamma vir my sê, "Staan net gou bietjie stil. Ek praat net gou met die tannie." Dan sê Probeerbeer, "Not 'n tikkie. Ons wil nou aandag hê. Trek haar so in mamma se rokspante, laat sy vir jou aandag gee." En dan gaan ek maar okay nee, is reg, gaan luister ek na Probeerbeer. En ander kere, hier was ek het vanoggend daar verbygery, is nou 'n agrimark. Hy was daai tyd Blogs. Julle onthou nog vir Blogs. En toe hy het my een keer in Blogs so in die moeilikheid laat kry nee, want pappa het gesê ek kan nie nou 'n sjokolade koop nie, maar Probeerbeer het gesê, "Kobus, ek dink ons moet bietjie sjokolade kry." En ek het gaan staan op daai punt. Ek het gesê ek soek nou 'n sjokolade. Nou ja, dit was nie goed vir my boude op die ouend nie. Maar hy het my al baie, julle ken mos 'n tantrum, nê. Ek gaan nou nie die Afrikaanse woord daarvoor gee nie. 'n Tantrum daar in die winkel gegooi. Nou sien julle hoe dat hy elke keer probeer om my op my eie behoeftes te laat fokus. Hy wil vir my sê, "Kobus, jy's die belangrikste. Jy moet eers aan jouself dink. Moenie aan al die ander mense rondom jou dink nie." En hy sê vir my, "Ek wil voorsit in die kar." Wie van julle wil altyd voorsit in die kar? Daar sien ek die vingers. Hy sê vir my, "Ek moet voorsit in die kar. Ek moet eerste in die tou staan. Ek moet eerste die lekker goed kry." Hy wil net hê Kobus moet eerste kom. En weet julle wat? Later het hy slim geraak. Hy het vir my geleer, as dit bietjie ongemaklik is om die waarheid te praat, dan sê Probeerbeer, "Ag nee, wat, kom ons vertel maar Ouleen. Ons maak dit bietjie makliker. Ons jok 'n bietjie." Ander kere, as ek nie so lekker oor myself voel nie, dan sê Probeerbeer, "Ag, kraak bietjie 'n maatjie af, man. Vertel 'n lelike storie oor iemand anders. Skinder 'n bietjie. Dan voel jy aan bietjie beter oor jouself." Hierdie karnalie. Hy sê vir my al hierdie goed in my kop.
En dan, as my maats lelik praat, dan sê hy, ag, is alright, sê ook maar 'n lelike woordjie man, dan sê daarom nie so vreemd nie, jy kan ook ietsie sê. En weet julle wat, eintlik probeer hy my altyd oortuig dat my sonde nie so groot is soos wat ek dink nie. En dis wat probeer Beer doen. Hy sê vir my, moenie so baie bekommer oor wat Jesus van jou dink nie. Jy moet eerder worry oor wat jy moet bietjie eintlik oor jouself dink. Nou wie van julle het ook so stem in jou kop? Het julle ook so probeer Beer in julle koppe? Ja, ek dink elkeen van ons, hulle weet, hulle het ook so 'n stem in hulle kop. Probeer Beer kom al met ons almal 'n lang pad saam. Maar hoor gou 'n bietjie, wat sê Jesus in die stuk wat ek nou vandag vir die groot mense gaan lees? Ek gaan vir hulle lees uit Markus, het julle dit mos nou gelees? Matteus, Markus, né? Nou, Markus 8 vers 34, dan sê Jesus vir sy disippels, hy sê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg, want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe vir my in die evangelie verloor, sal dit behou. So Jesus wil hê, ons moet elke dag vir ou probeer Beer stil maak. As hy so begin en sê, Kobus, dink bietjie aan jouself, dan maak jy so, bly stil. Ek gaan nou eers doen wat vir Jesus belangrik is. En Jesus sê, ons moet elke dag onsself verloon, ons eie behoeftes, dit wat vir ons belangrik is, ons moet dit bietjie stil maak. En dan moet ons fokus op dit wat Jesus wil hê. Nou ja, dink julle kan ook vir probeer Beer stil maak, daai stem in jou kop, né? Kan julle hom stil maak? Kyk hoe oulik lyk hy. Hy is dan so gemaklik, so lekker om te vertroetel. Nee, ons moet vir hom sommer daar agter gooi, nee. Ons moet nie na hom luister nie. Ek het amper dog ek het iets raak gegooi. Nee, ons moet nie na hom luister nie, nee. So, nou ja. Kom ons bid gou saam. Here Jesus, baie, baie dankie dat U vir ons die voorbeeld kom stel het van iemand wat glad nie aan homself dink nie, maar net aan die mense rondom hom dink. Here, U het eers aan ons gedink en U het die hele lewe vir ons kom prysgee. Hoeveel te meer sal ons nie ook ons lewens vir U gee nie. Help ons, Here, om nie so op ons eie goeders te fokus en op onsself nie, maar regtig op dit wat vir U belangrik is. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Jubilate, loof die Here, almal op die hele aarde kom en dien die Here met gejubel, kom vir hom en prys sy heilige naam. Gaan sy tempel in met vreugde, juig en sing, kom dank die Heer, want aan sy liefde is geen einde. Loof die Here almal saam. Jubilate, loof die Here, almal op die hele aarde kom en dien die Here met gejubel, kom vir hom en prys sy heilige naam. Aan sy tempel in met vreugde, juig en sing, kom dank die Heer, want aan sy liefde is geen einde. Loof die Here almal saam. Prys hom die hemelvors op sy verhewe troon. Loof hom aan wie die hemelkoor alles steeds betoon. Aan hom die Skepper Heer, kom toe die eer en mag. Sy woord het alles voortgebring, roem ewig sy gesag. Loof hom die Lam van God, want hy's vir ons geslag. Hy het ons met sy bloed gekoop, besing sy reddingsmag. Uit elke stam en taal het hy ons vrygemaak. Sy koninkryk, sy
by ons gemaak. Lof Heer en heerlikheid, die wysheid en die krag, behoort aan God daar op die troon en aan die Lam geslag. Tot in die ewigheid sal ons die lied laat hoor, die hele skepping oral hoor, roep amen in 'n koor. Heer, met my hele hart, kom sing ek 'n lofsang. Kom ek van die magtige wonders vertel en van al die reddingsdade. Heer, met my hele hart, kom sing ek 'n lofsang. Ek wil altyd bly en vrolik wees. Ek wil U naam besing. Ek wil altyd bly en vrolik wees. Halleluja. Heer, met my hele hart, kom sing ek 'n lofsang. Kom ek van die magtige wonders vertel en van al U reddingsdade. Heer, met my hele hart, kom sing ek 'n lofsang. Ek wil altyd bly en vrolik wees. Ek wil U naam besing. Ek wil altyd bly en vrolik wees. Halleluja. Driemaal heilige God, Here, ons het nou ons geloof bely voor U, ons het kom erken voor almal wat hier in die gebou is, of ons nou jonk en of ons nou oud is, of ons aan die pretstap gaan deelneem en of ons by die teetuin gaan sit. Here, ons glo in U. U is ons God en ons is U kerk. En Here, dit maak ons vanmôre heeltemal anders as enige groep mense in die wêreld. Ons is nie sommer maar net die 'n groepie mense van die dorp nie. Ons is nie die boerevereniging of die vrouevereniging of wat ook al nie, Here. Ons is God se mense. En wat 'n wonderlike voorreg dat ons vanmôre dit kan sê. Dankie Here dat ons 'n God kan bely, 'n God die Vader, God die Seun en 'n God die Gees wat deur ons werk. Here, ons kom bely vanmôre dat ons glo in die vergewing van sondes. Daarom maak nie saak wat ons deur die week gedoen het nie, Here. Ons weet dat as ons vanmôre opreg voor U kom staan en ons berou toon en ons harte voor U oopmaak, dan vergewe U ons sondes. En dan is ons seker van die ewige lewe. Here, dan is ons seker van die opstanding van die vlees. Hoe wonderlik is dit om dit vanmôre te kan bely. Dankie Here dat ons 'n gemeenskap van gelowiges is, dat ons broers en susters is. Here, dat ek hier kan aankom van 'n ander plek af en waar ek baie van hierdie mense nooit sien nie. Here, dat ons nou kan erken ons is broers en susters. Ons het dieselfde Pa. Here, U is ons God en ons is U volk. Seën ons asseblief ook vandag met die aanhoor van die boodskap en sommer so in ons saam wees. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. 'n Bietjie 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 'n bi
Ons skriflesing vanmôre kom uit Markus 8 uit. Markus 8, en ons gaan daar van vers 31 af lees. Markus 8 van vers 31 af. Dis nou die tweede boek in die Nuwe Testament. Markus 8 van vers 31 af, en julle sal hoor, ek gaan dan net tot by 9 vers 1 lees. Ek gaan net so daai ekstra versie lees, en daai is nou nogals 'n triekversie, een van daai wat 'n ou nogals laat wonder, is nou 9 vers 1. Maar goed, ons gaan begin by Markus 8 vers 31. Jesus het hulle toe begin leer dat die Seun van die Mens baie moet ly, dat hy deur die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerp moet word en doodgemaak moet word, en 3 dae later moet opstaan. Hy het met hulle reguit hieroor gepraat. Toe het Petrus hom op sy geneem en hom begin berispe. Hy het egter omgedraai, na sy disippels gekyk en vir Petrus berispe. Moenie in my pad staan nie, Satan, het hy gesê, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê. Jesus het toe die menigte mense saam met sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Wat help dit 'n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor? Wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe? Wie om dan vir my en my woorde skaam te midde van hierdie ontroue en sondige geslag? Vir hom sal die Seun van die Mens hom ook skaam, wanneer hy kom saam met die heilige engele en bekleed is met dieselfde heerlikheid as sy Vader. Verder het hy vir hulle gesê, dit verseker ek julle, daar is party van die wat hier staan, wat beslis nie sal sterwe, voordat hulle gesien het dat die koninkryk van God met krag gekom het nie. Ons lees net tot sover. Daar is beslis van die wat nie sal sterwe, voordat hulle gesien het dat die koninkryk van God met krag gekom het nie. Nou, ek is nou vanmôre hier met die oog op 'n jeugdiens, maar ek dink die jong mense sal met my saamstem, dat hulle is net soveel deel van die gemeente, as enigiemand anders in die gemeente, en die boodskap wat die Bybel vir ons gee, is dieselfde vir elkeen van ons. En baie keer, dan wil ons vir jong mense so met fyn melkies invoer, geestelike kos gee, en eintlik verwag die Here ook van ons jong mense, van ons kinders, om al soos groot mense in die geloof te wees. Ons kan ook al baie van hierdie goed hanteer. Maar die boodskap van vanmôre het ek eintlik al reeds vir julle gesê, met ou probeerbeer, dat Jesus sê vanmôre, as ons hom wil volg, dan moet ons onsself en ons eie begeertes, moet ons verloon, ons moet dit prys gee. Ons moet vir probeerbeer verraai. Ons moet, soos wat Petrus daai tyd gesê het, ek ken vir Jesus nie, soos wat hy vir Jesus verloon het, so moet ons onsself verloon en sê, ek ken myself nie, ek ken hom nie, ek wil nie assosieer met hom nie, hy is niks van my nie, en ons moet sê, my enigste belang in hierdie lewe is Jesus Christus, vir hom sal ek volg, maak nie saak wat nie. Dis ons boodskap vanmôre. Maar goed, kom ek gee nou eers 'n treetjie terug. In die gedeelte wat ons nou gelees het, sê Jesus vir die eerste keer vir sy disippels, en hy sê dit reguit, die Seun van die Mens sal baie moet ly. Hy sê vir hulle dat hy deur die Joodse leiers verwerp en doodgemaak gaan word, en dat hy daarna uit die dood uit sal opstaan. Petrus hoor dan wat Jesus sê, en skielik pas dit vir hom glad nie by sy gedagte van Jesus en wat hy alles vir hom self beplan het nie. En hy gaan raas dan met Jesus. Hy sê dan vir Jesus, nee man, 'n mens, jy kan nie so praat oor die toekoms nie. Dis nie waarheen ons op pad is nie. Hy raas met Jesus. Nou, net in die vorige gedeelte, hierdie deeltjie is eintlik vir ons snaaks, want net in die vorige gedeelte sien ons so mooi dat Jesus vra vir sy disippels, wie sê julle is ek? En dan kom Petrus met hierdie mooi woorde, u is die Christus. En dan belet Jesus vir hulle om dit vir enigiemand te vertel. Maar Petrus kom en sê, u is die Christus. En ons dink, maar Petrus verstaan waaroor dit gaan. Petrus is op dieselfde bladsy as Jesus. U is die Christus. En dan net daarna, in die volgende stukkie, dan hoor ons hoe dat Petrus dit glad nie verstaan nie. Hoe dat Jesus dan vir hom sê, nee, staan uit my pad, uit Satan. Nee, dit klink so erg, dit lyk so of dit nie pas nie.
toe Petrus gesê het, U is die Christus, het hy in sy kop 'n gedagte gehad, het hy 'n baie spesifieke gedagte gehad van wie Jesus is. Julle sal weet, die Jode het mos 'n Messias verwag, hulle het 'n koningfiguur verwag, wat hulle sou kom verlos van die Romeine. Daar was 'n klomp Romeine wat hulle onderdruk het, en wat vir wie hulle moes werk en so, om dit nou eenvoudig te stel, en hulle wou van die Romeinse onderdrukking ontslae raak. En Petrus se gedagte was dat Jesus vir hulle van dit sou ontslae raak. Hy sou hierdie koning wees, hy sou hierdie soldaat, hierdie magtige figuur wees, wat al hulle vyande kom wegvat, en dan word hy 'n koning. En nou kan julle mos nou dink, jy een van hierdie koning se disippels is, jy's een van die mense wat heeltyd saam met hom loop, dan sal dit mos met jou ook op die ou en daarom goed gaan. Daar's daarom iets vir jou ook in die deal, as ek dit so kan sê. En tot op hierdie punt, dink ek Petrus het vir Jesus gevolg oor dit wat hy kan uitkry daaruit. Hy het gedink, hy sal daarom op die ou met 'n eerbare posisie kry, daar saam met Jesus. Daar's iets wat hy daaruit kan kry. En nou, as Jesus begin sê, maar hierdie pad gaan opdraande wees, hierdie pad gaan lyding behels, dit gaan moeilik wees, nou skielik is Petrus nie meer so seker of hy hier moet saamgaan nie. Hy's nie nou meer so opgewonde om vir Jesus te volg nie. En weet julle, dis dan nou op die ouend waaroor hierdie teks vanmôre gaan. So baie keer kyk ons na God en ons sien hom soos 'n godsdienstige diensverskaffer. En julle kan nou hierdie woord nou vanmôre met julle saamvat. Ek wou vir julle 'n prentjie van Woudekom saamgebring het, maar julle ken mos almal 'n prentjie van Woudekom se kenteken, hè. Baie keer dan dink ons so oor God. God is 'n diensverskaffer, net soos Woudekom of Cell C of MTN. Solank ek my deel doen en my rekeninge betaal, dan moet God daarom sy diens gee. Of as jy betaal mos jou Woudekom rekening en dan moet jy selfoon syne hê. En as daar nie syne is nie, dan is jy vies, dan bel jy vir Woudekom en jy sê wat gaan nou aan? Die syne is skielik weg op die plaas. Baie keer dan dink ons God is so 'n diensverskaffer. Hy moet perform. Ons sal hom dien en ons sal kerk toe gaan en ons sal ons deel bring, maar as die sein sleg is, as dit begin moeilik gaan, dan is daar fout. Dan is Jesus nie besig om sy kant te bring nie. Baie keer dink ons so. En jy sien nogals hierdie ingesteldheid oral rondom jou vandag. Mense wil baie graag vir Jesus volg as dit vir hulle 'n goeie lewe beteken. Wanneer iemand goed doen in sport of in akademie, of hulle kry 'n nuwe werk, dan sien jy baie keer op Facebook, tik, die Here is goed, ek het 'n nuwe werk gekry, tik, die Here is goed, ek het 'n nuwe motor gekry. Jy sien dikwels op Facebook so 'n foto van 'n nuwe motor, en dan staan daar agteraan die van julle wat nou Facebook gebruik, dan staan daar #sukses, #lifegoals, #blessed, want ek het 'n nuwe motor gekry. Dan pas dit baie mooi in, dat Jesus vir jou sorg. Baie predikers verkondig dit ook so. Hulle sê, as jy vir Jesus volg, dan kan jy jou beste lewe nou hê. Dan moet jy net hierdie 7 stappe volg tot oorwinning in die gees. Ontdek jou innerlike krag. Jy is 'n koningskind. Op 'n stadium was dit mode om te sê, I'm too blessed to be stressed and too anointed to be disappointed. Onthou julle daai enetjie? En ons is mos nou koningskinders. Ons behoort nie swaar te kry nie. Ek wonder of Petrus nie ook so na Jesus gekyk het nie. Veral toe die brood en die vis vermeerder het, daai tyd, ek dink Petrus het gedink, ons gaan nooit weer honger wees nie, ons is nou uitgesorteer, hier's brood en vis en daar's nog wyn ook. So, ek dink Petrus het gedink, as ons net by Jesus bly, dan sal ons okay wees. Maar God is nie 'n godsdienstige diensverskaffer nie. Hy is nie Woudekom of Cell C nie. As jy hom volg, dan moet dit wees omdat jy hom leer ken het, omdat jy hom lief gekry het, en hom sal volg, selfs sal beteken dat jy alles gaan verloor. Hoor bietjie hoe sê die Nuwe Lewende Vertaling dit. Hy sê, as enige een van julle my volgeling wil wees, moet julle julle selfsugtige ambisie prysgee, julle kruis opneem en agter my aankom. En jong mense, dit is so, dit kom so presies in ons kraal, in hierdie tyd wanneer 'n mens moet begin besluit oor waarheen is jou lewe op pad, en jy begin hoërskool toe gaan, of jy begin dink aan klaarmaak met skool, en jy begin dink aan, hoe lyk jou pad vorentoe? En dan kom hierdie woorde so presies vir elkeen van ons, ook vir elkeen van julle wat al jare lank die Here volg. As iemand my wil volg, moet hy sy kruis opneem. En weet julle, sodra jy daai kruis opneem, sodra jy besluit, ek gaan vir Jesus volg, dan begin ou probeer weer. Dan begin hy weer sy stem dik maak. Nes jy wil begin Bybelstudie doen, dan sê hy vir jou,
ag, kom ons doen môre aand Bybelstudie. Jy het 'n lang dag gehad vandag. Ontspan bietjie vanaand. Jy kan dit môre aand doen. Net as jy begin om jou vloekwoorde te stop, net as jy wil van jou vloekwoorde ontslaa raak, dan sê jy vir jou, ag man, dis net 'n woord. Wat maak dit nou saak? Dis net 'n woord. Dis mos nie, maak mos nie iemand seer nie. Net as jy besluit het jy gaan nooit weer dronk raak nie, dan kom hy en sê, ag man, dis nie so erg nie. Jy moet net nie ander mense seer maak nie. Sorg net dat jou gewoonte net jouself pla. Moenie dat ander mense daardeur seer kry nie. Probeer weer sê vir jou, ja, ek weet die Here het baie spesifieke gedagtes oor die huwelik, maar dis okay om nou eers saam te bly bietjie en te kyk hoe werk die dinge. Kom ons probeer dit maar so. Probeer weer, kom met al daai stemme na jou toe. En dit maak dit moeilik om jou kruis op te neem. Dit maak dit moeilik om Jesus onvoorwaardelik te volg. En ongelukkig is daar so baie mense wat dan omdraai en wegstap. Baie van ons jong mense wat dan sê, maar joe, as Jesus al hierdie goed vereis, dan weet ek nie of ek hom net sommer so kan volg nie. Ja, hulle sal nog die skyn hou van godsdiens. Ons sal nog steeds alles doen wat die kerk vereis. Ons sal nog steeds kategese toe gaan, ons sal belydennisklas doen, ons sal getroud word in die kerk en ons sal ons kinders laat doop en ons sal gereeld kerk toe gaan. Maar weet julle wat, eintlik het hulle reeds in hulle hart besluit, lank terug al, daar's gedeeltes van hulle lewe wat hulle nie gaan opgee nie. Daar's gedeeltes wat ek maar eerder net vir myself sal hou. Hulle sal Christene wees, maar hulle sal nie daai fanatiese soort Christen wees nie. Ek sal 'n gelowige wees, maar ek's nie een van daai weird Christene wees wat alles vir die Here gee nie. Hulle sal daarom nog 'n balans hou. Een voet in die kerk en een voet in die wêreld. Ek sal Jesus dien, maar net tot daar waar dit vir my gemaklik is. Weet julle, as jy Jesus gaan volg, net vir so lank as wat dit vir jou gemaklik is, dan sê hy, jy kan dit maar los. God is nie 'n welsynsorganisasie nie. Hy wil nie jou oorskiet aandag hê nie. Hy soek nie daai bietjie ekstra tyd wat jy het nie. As jy hom wil volg, dan moet jy jou lewe heeltemal verloor vir hom. Alles wat vir jou belangrik was, alles wat vir jou belangrik was tot op hierdie punt, moet eers gemeet word aan Jesus se vereistes. En dan moet jy vra of dit nog steeds belangrik behoort te wees. En ek weet dit klink of ek hoog praat, jong mense, maar dit geld vir elkeen van ons net soveel. Dit wat vir jou heel belangrikste is, of dit beteken jy moet by jou maats inpas, of dit beteken jy moet goed doen op skool, of dit beteken, ek weet nie wat alles nou vir julle belangrik is nie. Toets dit eers aan Jesus se woord en hoor of dit vir hom belangrik is. Alles wie jy gedink het jy is, alles waarop jy trots is, wat jy gevoel het, ek is trots daarom dat ek dit is, moet eers gesien word in die lig van wie jy in Jesus is. Dit maak nie saak of jy die grootste Springbok rugby speler is, of 'n wêreldbekende aktrise, of 'n wêreldberoemde sanger nie. As jy nie eers in Jesus Christus is nie, dan beteken dit niks nie. Nou kan 'n mens nogals na dit kyk en so na al die dinge kyk en die pad wat Jesus vir ons vra, en dan kan jy sê, is dit regtig die moeite werd? Is dit regtig die moeite werd om vir Jesus te volg? Net soos wat Petrus sekerlik ook hierdie dag gewonder het, is dit nog die moeite werd om vir Jesus te volg? Waar staan die heerlikheid? Waar is die koningskap? Waar is die wonderlike boodskap van Jesus? Dit wat ons aan die begin gesien het. Ek dink Petrus het 'n baie belangrike stukkie gemis in dit wat Jesus gesê het. Jesus het nie net gesê dat hy doodgemaak gaan word nie. Ja, hy het dit in vers 31 gesê, die seun van die mens gaan doodgemaak word. Maar Petrus het daai klein stukkie gemis wat hy dan sê. En 3 dae later gaan hy opstaan uit die dood uit. Jesus is besig om vir sy disippels te sê, 3 dae later gaan daar die wonderlikste ding gebeur wat al ooit op aarde gebeur het. Die grootste krag wat die wêreld al ooit gesien het. Iemand gaan uit die dood uit opstaan. Petrus hoor net, Jesus gaan ly en hy gaan doodgaan. Maar Jesus is eintlik besig om vir hom iets anders te sê. Hy sê, die grootste wonder wat julle aan kan dink, is op pad om te gebeur. Saam met die lyding waarvan Jesus praat, is daar iets diepers wat op pad is. Iets diepers is aan die gang. En daarom het ek nou as prins die vreemde versie 9 vers 1 bygelees. Hoofstuk 9 vers 1 sê, daar is party van die wat hier staan, wat beslis nie sal sterwe voordat hulle gesien het, dat die koninkryk van God met krag gekom het nie. Nou, dui dit op die wederkoms, dui dit op wanneer Jesus nou weerkom,
Nee, want ons weet mos, daar's baie van daai mense wat daar gestaan het, wat al lankal dood is, of hulle almal is al dood, en Jesus het nog nie weer gekom nie, nê. So, hy kan tog nie praat van die wederkoms nie. Maar Jesus wil hulle op 'n manier troos. Hy wil vir hulle sê, dinge is nie so hopeloos as wat dit lyk nie. Daar's baie dieper betekenis in dit wat voor lê. En ek dink hy praat hier van sy kruisiging. Wanneer Jesus gekruisig word, dan is dit die grootste oomblik van krag vertoon wat daar ooit in die skepping gebeur het. In die lyding, in die sleg en die swaar kry van Jesus se kruis, is die wonderlikste ding besig om te gebeur. Jesus het die krag om enige oomblik van daai kruis af te kom en almal wat daar rondom hom is te verdelg. Maar hy is soveel sterker as dit. Hy is besig om hulle te vergewe. Terwyl hulle besig is om hom dood te maak, is hy besig om hulle te vergewe. Die hele sondes van die hele mensdom word op daai stadium vergewe en die koninkryk van God is besig om aan te breek. Watter groter krag is daar as daai swakheid? Onthou, Jesus het gesê, ons moet ly vir hom, ons moet ons kruis opneem, en nou wonder ons, is ons gemaklik daarmee om ons kruis vir hom op te neem? Wil ons ook ly terwille van Jesus? Nou sê Jesus, wanneer daar lyding gebeur, dan is daar iets anders, iets wonderliks besig om te gebeur. Elke keer wanneer jy besig is om vir probeerbeer in die pad te steek, elke keer wanneer jy sê nee, ek sal eerder Jesus se pad volg, dan is daar iets wonderliks besig om te gebeur. Dan is die koninkryk van God besig om in krag aan te breek in hierdie wêreld. Watter groter krag is daar as dit wat die dood oorwin? Wanneer Jesus dan ly, wanneer hy daar op die kruis hang, dan is dit die grootste krag wat die wêreld al ooit gesien het. Dan kom die koninkryk van God met krag. En wanneer ons in ons lewens swaar kry terwille van Jesus, wanneer ons goed prys gee terwille van hom, dan is sy koninkryk besig om met krag in ons lewens te kom. Ek maak klaar. Jesus se lyding was nie verniet nie. Inteendeel, dit het sy ware identiteit vir almal duidelik gemaak. Toe Jesus begin ly, toe verstaan almal eers waaroor gaan Jesus regtig, nê. En wanneer ons ly, wanneer ons goeders moet prys gee vir Jesus, dan is dit ook nie verniet nie. Inteendeel, daardeur laat Jesus ons deel kry aan hom en aan sy heerlikheid. Jesus sê vir sy disippels, ek gaan Jerusalem toe, waar ek my kruis gaan opneem, sodat ek verheerlik kan word. Kom julle saam. As jy dalk vanmôre nog in die kerk sit en jy wonder nog, is ek regtig bereid om hierdie hele geloofsding heel hartig te doen? Is ek regtig bereid om, moet ek nie dalk maar nog so een voet in die wêreld en een voet in die kerk hou nie? As jy dalk vanmôre nog so voel, dan wil ek jou regtig nooi, uit die diepte van my hart. Jesus sê vanmôre vir jou, tel jou kruis op, gee alles, want God se heerlikheid sal juis in jou lyding tevore kom. As jy val, sal ek jou die krag gee om op te staan. Neem jou kruis op en volg my. Amen. Here Jesus, dis vir ons baie keer moeilik om U te volg. Dis vir ons baie keer moeilik, want U vereistes is dikwels so moeilik. Veral in 'n wêreld wat ander reëls het as ons, is dit vir ons moeilik om onsself prys te gee. En Here, nou wil ons vir U vra om vir ons te kom help. U is die God wat die lyding al die pad deurgestap het. U die lydingsbeker deurgedrink. Here, U die hele pad vir ons gestap en U maak dit moontlik dat ons dit ook kan stap. Ag Here, wil U ons nie help om ons self prys te gee terwille van U naam nie, want ons kan dit nie op ons eie doen nie. Here, ek bid vir elke jong mens, vir elke kind, vir elke jong werkende, elke volwassene, elke bejaarde. Vader, ons moet elke dag hierdie besluit neem. Ons moet elke dag besluit om onsself prys te gee terwille van U eer. En ek bid dat U dit vir ons moontlik sal maak. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Die met helder witte klere staan daar voor die Heer se troon, voor die hoë God en Here, daar verskyn al wonderskoon. Wie sal en waar vandaan, hoe kan al
martelare, eens met kort en dat gekry. Daarom dat al hart en hande, nou met vreugde sange juich. Uitgetrokken kom allen, met die lam met voorwerpen. Mag die Here jou seën met 'n ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, sodat jy uit die diepte van jou hart kan leef. Mag die Here jou seën met 'n woede oor onreg, onderdrukking en die uitbuiting van mense, sodat jy kan werk vir geregtigheid, vryheid en vrede. Mag die Here jou seën met trane om te stort vir mense wat pyn, verwerping, honger en oorlog ervaar, sodat jy 'n hand kan uitreik en hulle pyn in blydskap kan verander. En mag God jou seën met genoeg dwaasheid om te glo dat jy 'n verskil kan maak in hierdie wêreld, sodat jy dinge sal kan doen wat ander mense gedink het nie gedoen kan word nie. Amen.